Goed, goeiemôre, baie welkom en ieder en elkeen van julle, ons hoop julle is lekker warm en tuis, laaste ruk warm, daarom ook so 'n reentjie gekry wat geval het en ons is ook dankbaar daarvoor en ook by die plekke in die Kaap, ander plekke waar dit goed gereën het en glo ook dat daar waar daar groot skade is, dat daar ook bystand sal wees en hulp sal wees, maar welkom en mag julle tuis voel vanoggend met jou koffie en jou tee en wat ook al jy van hou, hot chocolate, wat ook al jy van hou om te drink. Nou ja, geen verjaarsdag bo 70 nie, wat ons hierdie week het nie, en ek dink is nou al vir 2 weke, wat nogals baie snaaks is, maar geluk in elk geval in die wat wel verjaar, wat ons dalk nie op die lys het nie, oud en jong, huweliksherdenking is soos gewoonlik, en as jy dalk iewers anders hierna luister, en daar's 'n nuweling, 'n babietjie gebore, kleinkind gebore, baie geluk aan julle ook, en mag het vir julle ook baie vreugde bring. Ons dink ook aan mense wat siek is en ongesteld is. Ek weet van Tannie Engela Ferreira wat in die hospitaal opgeneem is, sy sterk aan, dit gaan ook 'n bietjie beter het ek gehoor, so ons vertrou ook dat daar volkome genesing sal wees, as daar enigiemand anderste is, wat siek is, wat ontsteld is, wat nie lekker voel nie, dink ons aan julle, bid vir julle en vra dat die Here julle sal bystaan en sal versterk ook. Ons gebedstema, Here, dankie dat elke mens vir u waardevol is en deur u heel gemaak kan word. Is dit nie wonderlik nie? So mooi gestel hierdie. Ons is vir die Here waardevol, ons kan heel gemaak word, veral in ons gees ook, wanneer ons af is, wanneer ons stikkend is, gebroken is, wanneer die sonde ons te neerdruk. Kom God en hy wil ons gesond maak, ons heel maak, ons herstel ook. En ons fokustekst vir hierdie week, wanneer ons dan saam bid, almal vir ons bid, dan kan ons ook fokus op Markus 6 vers 1 tot 6, gaan lees dit en maak dit ook die fokusgebed rondom die gebedsthema hierdie week ook. Ons wil begin met die wotum, en dit is eintlik 'n lied, soos 'n vader vir sy kinders, ek dink hy's in die ou sing onder mekaar, of in die rooi jeugsaambindel, soos hulle sê, een van daai twee, en dit is so mooi, 'n lied, ek kon hom ongelukkig nie op die internet kry nie, en ek gaan hom nou maar voorlees as 'n gedig, as 'n gebed eintlik, en sit net so, maak jou oë toe, luister net lekker saam, en sê dit uit jou hart uit, agterna saam, soos wat jy die woorde hoor, en sê vir die Here, dankie dat u vir my soos 'n vader is, wat wil sorg, soos 'n vader vir sy kinders, soos 'n koning vir sy ryk, soos 'n wagter op die mure, wat die hele nag deurkyk, so Here is u vir my, soos fonteine in die klowe, soos die sterlig in die nag, soos die geur van lentebloeisels, soos die sonskyn in die dag, so Heer is u vir my, soos die bruid vir haar geliefde, soos die liefde vir die hart, soos die olie vir die wonde, soos die troos vir die smart, so Heer is u vir my. Amen. Hoe wonderlik om dit te kan weet, dat God vir ons troos is, liefde is, goed is en sorg, en daarom kan ons ook nou sy seën ontvang, en weet dat die genade, die barmhartigheid en die vrede van God die Vader, van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees met almal van ons is, en dat hy vir ons goed is. Kom ons sing lekker saam, lied 168, heilig, heilig is, heilige Jesus altans, en ons aanbid sy naam deur hierdie lied. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Kom spring die Here, Christus die Here, met heerlikheid is U is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor u groot
draai sommer gou net so na mekaar toe, ons is nou nie in die kerk nie, maar ons doen dit maar so, asof ons almal saam is, draai in die gesin en die familie, sê vir mekaar, vrede vir jou mans en vrouens, papas en mamas, ouers en kinders, sê net vir mekaar, vrede vir jou, daar waar jy is ook, en weet ook dat die Here se vrede saam met jou is, en saam met julle gesin is, as jy alleen is ook, vrede vir jou, en ervaar en beleef dit, dat God se vrede ook in jou hart is. Ons gaan begin met die kindermoment weer, met die kindertjies weer, ek strek by les 17, vir hierdie jaar, en ons gaan aan by Moses hulle in Egipte, of eintlik is net so voor Moses, met sy geboorte nou wat ons vandag gaan gesels, maar die Israeliete in Egipte, onthou, ons het laasweek gevra, hoe voel het as iemand op jou pik, en dis nie lekker nie, en ons het vertel, hoe lelik is die ou Farao met die Israeliete, bang, hulle word te veel, hulle gaan sy land oorneem, laat hulle so hard werk, hanteer hulle so lelik, maar die vroedvrouens wat so goed was vir die Israelitiese vrouens en die kindertjies beskerm het, en dat die Here ook vir hulle geseën het, en dat die Israel, die volk bly groei het. Ons gaan 'n bietjie verder aankyk, wat het verder in hierdie storie gebeur, nou, dit is soos op die TV, to be continued, so ons kyk nou vandag 'n bietjie verder, wat sê die Bybel vir ons, wat het nou met die Israeliete gebeur, is daar hoop vir hulle, en is daar redding vir hulle, maar voordat ons daarby begin het, ek sommer so 'n paar sketsies hier, is daar regtig sulke eenvoudige rowwe sketsies vir julle om na te kyk, prentjies sommer net om iets te illustreer. Die eerste enetjie wat ek hier het, wat ek hom nou net mooi gevat kry hierso, is sommer so geskrabbel, nee, julle kan sien, so geskrabbel met perslyne, en jy kan eintlik, as jy daarna kyk, dan dink jy, wat gaan nie aan, dis nie Picasso, of Michelangelo of soietsie, dis sommer 'n geskrabbel, en weet julle wat, so gaan dit baie keer in die lewe ook, nee, ons maak nie altyd lekker uit van wat aangaan in die lewe nie, dit is soos hierdie pers geskrabbel is te mekaar, en dit voel net vir ons, ons weet nie, sal ons ooit verstaan wat aangaan nie, miskien voel mamma en papa hulle ook so, ouma en oupa, almal wat kyk sal dalk sê, joeg, ek voel vandag so met wat aangaan in die wêreld, weet ons nie regtig nie, en verstaan ons nie altyd nie, so dis die een deel, hou in gedagte, ons kon nou terugkom daarna toe, baie keer voel dit vir ons of niks sin maak nie, en dan nog om by te sit daarby, of by te voeg, of dit amper te vererger, hierdie enetjie, so buitelyn, lyk soos 'n berg eintlik, of daar miskien 'n rots, of 'n ding, en dan dink jy baie keer, mense sit baie keer 'n rots in jou pad, of daar's 'n berg in jou pad, en jy dink, ek moet nou nog oor hierdie berg kom, of verby die rots kom, en as ek net verby die een is daar nog een, dit voel so struikelblokke, moeilike hindernisse wat in jou pad is, en dan dink ons, weet jy, ek verstaan nie wat aangaan nie, dinge is my moeilik en swaar, is nie vir my lekker nie, elke dag in die lewe ook nie, hoe moet ek hierdie goed hanteer, nou, hoe voel jy as dit met jou gebeur, hoe voel dit as daar slegte goed met jou gebeur in jou lewe, is dit lekker as dit vir jou voel of mense probeer vir jou dit moeilik maak, en die ander enetjie is soos wolkies hier, né, wolkies is soos, sien julle, dit is sulke geel buitelyne, nou, julle ken mos die uitdrukking wat sê, elke wolk het sy silwer randjie, en dis wat ons hier nou sommer wil uitbeeld, en dit sê mense mos nou vir jou om jou bietjie beter laat voel, as jy sê, die wêreld is teen mekaar, almal is teen my, hulle rolklippe in my pad, hulle maak dit vir my moeilik, dan sê mamma en papa vir jou, jong, elke wolkie het 'n silwer randjie, moenie bekommerd wees nie, alles gaan regkom, daar's hoop, daai silwer randjie is die son wat uitskyn, daar sal weer son sal weer skyn, daar sal weer hoop wees, hou net vas. En dan as jy dan so kyk na die lewe, kyk ons na hierdie prentjie, daaronder is mannetjies geteken, of het lyk soos mannetjies, jy kan daarom iets uitmaak, nou, daai eerste een is 'n klomp geskrabbel, hier kan jy hom sien, daar's iets, soos sien nou maar silhouet, of agtergrond van mannetjies wat daar geteken is, nie duidelikie, maar so buiteraam, en dit wil vir ons sê, dat elke wolk het 'n silwer randjie, dinge raak later vir ons 'n bietjie duideliker, daar's hoop, ons kan daarin begin sien wat gebeur in die lewe, en dat daar iets positiefs besig is, wat gaan gebeur, ons weet nog nie wat nie, maar daar's iets positiefs wat besig is om te gebeur, en so sluit dit aan by die laaste prentjie, ons praat van Moses, ek hoef nie eers vir julle te sê nie, maar daarbo word dit weggegee, Moses in die mandjie, onthou julle, het sy mamma en sy sussie gegaan, en hulle het hom gaan in 'n mandjie gesit in die rivier,
en hom weggesteek, dat hy nie iets kan oorkom nie, en so het Farao se dogter omgekry en vir Moses later groot gemaak, en sê die Bybel vir ons in Exodus 2, verder ook van Exodus 2 en so aan, as ons verder aanlees 1 vers 25 en verder aan, dat God uiteindelik vir Moses gestuur het, gebruik het om die Israeliete te bevry uit hulle moeilikheid uit daai de mekaar wat hulle voel, en dat daai slegte goed uitgevat, uit die hindernisse uit die pad kom vat, en hy stuur vir hulle iemand wat kom help. So is dit in my en jou lewe, maat, en vir mamma en pappa ook, vir ouers ook. Partykeer maak ons nie lekker dinge uit in die lewe nie, dinge is die mekaar soos daai prentjie, maar elke wolk het 'n silwerrandjie. God sê, moenie bekommerd wees oor die klippe in jou pad nie, ek hoor, ek sien, ek wil help, en uiteindelik kom die Here en hy kom gee hand, hy stuur iemand om ons te kom help uit hierdie moeilikheid uit, daar's hoop vir ons, né? En dis wat die Bybel ook vir ons leer, dat ons kan vasstaan en kan sê, Here, al maak ek nie nou sin nie, weet ek, U gaan vir my help, en sal ek weer kan sien wat die pad vorentoe is, en weet ek my hulp, my hulp wat U vir my stuur, dit wat U vir my wil doen, is op pad, en ek moet net geduldig wag. Dit gaan eintlik aansluit by die res van die boodskap, nou verder ook oor gebed ook, so ons kan maar reg deur saam luister. Nou ja, nou kom ons sing, partykeer voel dit mos of die Here ver is, en of jy alleen is, of sing hierdie lekker liedjie saam, voel jy soms of die Here te ver is. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basuin en geskal kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Weet ons, het voel soms so, maar die Here is sommer net nie naby ons en nie by ons, né? Kom staan so 'n bietjie stil by gebed. Ek dink is nodig dat ons ook net fokus op gebed, met alles wat in ons land en die wêreld aangaan, miskien in jou eie persoonlike lewe ook. Ons fokus net eers raak net vir 'n oomblik stil, fokus op die stem van die Here, dat jy vanoggend ook, ek glo jy het al klaar sy stem gehoor, nou by die prediking sover, maar ook verder kan hoor, wanneer ons ook na Daniël gaan kyk, so. Sê vir die Here, praat Here, u dienaar luister. So ons raak hy oomblik net so stil, en terwyl ons dit vra, sing ons dan sommer lied 254, spreek Heer saam. Want die
2 vers 2 sê, daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Is dit nie waar nie? Niemand soos ons God nie. Ons aanbid vir God, ons dien vir God, ons fokus op hierdie heilige, die enigste ware God. Ons sê, spreek Here, maak ons harte oop. Ons sê, Here, daar's geen heilige soos U nie. En ons sing nou weer saam, die 2:5:3, waar ons vir die Here sê, breek die brood vir ons oop, en laat ons dit kan hoor en ons eie kan maak. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook hier. Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, Heiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Die beeld straal uit die skrif, so helder voort. U soek ek, Heer, U self, o lewend woord. Wonderlik om te weet dat die Here vir ons die brood wil oopbreek, dat hy vir ons wil voorsien, vir ons wil gee, vir ons wil help ook, en dat ons hom kan ervaar in ons lewens ook. Slaan jou Bybel oop by Daniël 10 vers 1 tot 12. Daniël 10 vers 1 tot 12, gaan daar lekker saam lees uit die Bybel uit. So maak dit so lank oop, ek kry so lank my Bybel hier reg op die voor my, en dan as jy reg is, Daniël 10 vers 1 tot 12, gaan ons saam lees. Dit is eintlik 'n baie interessante stukkie, miskien dalk 'n moeilike stukkie, jy moet maar alles voor dit ook gaan lees in Daniël. Partykeer worstel ou daarmee, maar hierdie is so 'n pragtige stukkie, wat ek dink, regtig waar dit saamvat wat ons dalk in ons lewens dalk vandag kan of mag beleef. Miskien is dit wat Daniël hier, wat jy hier raak lees en hier hoor, vanoggend iets wat jy sê, maar joh, dis hoe ek in my lewe voel. Ek weet, in die laaste ruk het dit vir my ook maar 'n bietjie op en af gevoel, en mense het bietjie vra en jy tel dit op by ander mense ook. So kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna, en veral in die fokus, die tema is, moenie ophou bid nie, die Here hoor jou. Moenie ophou bid nie, die Here hoor jou. Partykeer wil mens moed opgee of ophou, of jy dink gebed help nie, of jy verstaan net nie meer nie. Ons gaan vandag hoor dat die Here jou hoor, en net te kyk na 'n paar fasette wat so belangrik is vir ons gebed, wat ek ook net weer besef het in my eie lewe so belangrik is, en wat ek ook nodig het, en ek glo so sal dit vir ons elkeen wees. Nou Daniël 10 vers 1 sê, in die 3de regeringsjaar van koning Kores van Persië, het Daniël, wat Beltsassar genoem word, 'n openbaring ontvang. Dit was 'n egte openbaring, met ander woorde, dit was regtig iets wat van God af gekom het, nie sommer maar net 'n skynding, of nie, wat nie waar is nie, né? Maar dit was moeilik om dit te verstaan. So wat Daniël gewoonlik, die openbarings, onthou julle, hy sien mos die vinger teen die muur teken, en al daai dinge, en hy kan dit maklik ontleed, en dit verklaar, maar hierdie ene, dan voel Daniël, dis 'n bietjie vir hom moeilik, hy verstaan nie lekker nie, hy sien die dinge, hy hoor van dinge wat gebeur, maar hy verstaan nie so lekker nie. En dan staan daar, tog het Daniël dit begryp, nadat die betekenis daarvan in 'n visioen aan hom openbaar is. So God kom en hy openbaar het aan hom, en dan vertel hulle nou wat het gebeur. Hy het die visioen gekry, verstaan nie, en dan vertel hulle hoe dit dan nou gebeur. In daardie tyd het ek Daniël 3 weke getreur. Ons gaan nou gesels oor die treur van Daniël ook. Ek het die volle 3 weke geen lekker kos geëet nie.
my mond nie aan vleis of wyn gesit nie, en geen reukolie gebruik nie. Op die 24ste dag van die eerste maand was ek by die groot rivier, die Tigris. Toe ek opkyk, sien ek 'n man met linneklere aan en met 'n gordel van fyn goud van Ofaas om sy lyf. Sy liggaam het geskitter soos edelsteen. Sy gesig het gestraal soos weerlig. Sy oë het geskyn soos brandende fakkels, sy arms en sy bene het geblink soos gepoleerde brons, en sy woorde het geklink soos 'n harde dreuning. Ek wil jou net gou in die rede val as jy dink, is Jesus hierdie? Nee, dis 'n engel wat met hom praat, en dit moet iets van die heerlikheid van daai engel wat van God afkom, wat 'n boodskap van God af is, vir Daniel kom uitstraal, om te weet dat hierdie iemand is wat deur God gestuur is met 'n belangrike boodskap en om te help ook. Goed, so, net ek, Daniel, het die visioen gesien, die mense by my het dit nie gesien nie. Tog was hulle so skrikbevange, dat hulle gevlug en weggekruip het, en ek alleen het agtergebly het. Toe ek hierdie indrukwekkende visioen sien, het ek magteloos en doodsbeangst geword, en ek het geen krag meer gehad nie. Toe hoor ek die man praat, en terwyl ek hom nog hoor praat, het ek bewusteloos vooroor op die grond geval. Daarna het hy my hand gevat, en my op my knie en my hande laat staan, terwyl ek gebewe het. Die man sê toe vir my, Daniel, luister hoe mooi is hierdie, Daniel, jy vir wie God lief het, gee ag op wat ek vir jou gaan sê, en staan regop. Ek is na jou toe gestuur. Toe hy dit vir my gesê het, het ek bewend regop gaan staan. Hy sê toe vir my, moenie bang wees nie, Daniel, want van die eerste oomblik af, dat jy jou ingespan het, om insig te kry, en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Ons gaan net so ver lees, jy kan gerus die res verder gaan lees op jou eie by die huis, wees baie interessant, worstel maar 'n bietjie daarmee, en as jy vra het, moet jy maar vir my bel, en met my kom gesels, soos ek sê, dit is nogal 'n stuk wat baie dinge in het, waar ek nie nou vandag wil oor gesels nie, maar net hierdie gedagte met julle wil deel. Onthou, ons praat van om die Here te dien met ons volle verstand, beteken om wysheid te hê, om insig te hê in God se dinge ook, wat God vir ons gesê, ons gaan nie alles, Paulus sê, ons sien 'n dowwe speel, 'n raaiselagtige beeld, maar dit beteken ons sien daarom iets, en ons kan iets verstaan, waarmee God besig is, en ons sluit 'n bietjie daarby aan, om daai insig te kan kry, beteken dit ook, dat ek en jy in gebed met die Here moet kom praat. Nou, jy weet, dit is vir my altyd so interessant, as ou nou regtig kennis wil hê, mense wat regtig smag daarna om insig te hê, of iets te wil leer, of iets te wil uitvind, hulle sal nogals moeite gaan doen, navorsing oplees, boeke lees, daar biblioteek toe gaan, kenners vra, ensovoort, totdat hulle voel, hulle het nou redelike inligting gekry oor dit wat hulle nodig het, en wat hulle die nodige kennis gee, en verstaan, wat gaan aan, en hoe werk dit, en so meer. Toch kry mens nou, dit so dat daar mense is, wat sal sê, nee jong, dit klink na werk. Jy weet, as mense dink dit klink na werk, dis te veel moeite, dan sê hulle, nee, kom ons Google maak, kom ons vra vir Google. Nou, om Google te vra, wil ek nou net vanaf vir jou sê, is nogals baie gevaarlik, want dit is soos om water te drink, het iemand eendag gesê, by 'n brandkraan, daai ding spuit so baie water uit, jy gaan jou longe en jou mangels en alles uitspuit, en jy gaan nie naaste by die regte inligting noodwendig gekry wat jy moet, jy sal so fyn moet soek, en versigtig moet soek. Maar die punt is, dis vinnig, jy weet, mense so kits antwoorde, op probleme, op dinge. Ons leef in die 21ste, 22ste eeu, ons het kitskos, kits banke, kits oplossings, vinnige verliesprogramme, noem het maar op, daar moet alles met vinnig gebeur. En mense sê vir jou altyd, gee dit my kort en kragtig. Ons dominees weet ook nou al, kort en kragtig, so moet die preke ook wees, en dan baie keer meer klem op die kort as die kragtig. Dit is nie so geplaas, solank hy kort is, dan maak het nou nie saak of dit kragtig is altyd nie. So is dit met baie mense, gaan het ook. Aan die ander kant van hierdie muntstuk is daar mense wat sê, maar ek het nie nodig, ek het al die kennis, ek verstaan alles, ek weet hoe dinge werk, ek kan hierdie goed vir jou verklaar, kan vir jou antwoorde gee. Dit is nie te sê, hulle het al die kennis nie, maar hulle tree baie keer so op, asof hulle alles weet, en alles verstaan, en daarom is dit nie vir hulle nodig om meer insig en meer wysheid oor dinge te kry nie. Maar Daniel, as ons hierdie stuk gaan lees, het Daniel gegaan, ek bedoel, dis iemand wat met wysheid geseën is, wat
so naby verhouding met God het, wat sekerlik ook sou kon gaan en kan sê, ek verstaan alles, ek weet alles, ek het genoeg kennis. Hy was blykbaar al hier in die 80 jaar oud gewees toe hy die visioen gesien het. Dis met die keer wat Esther hulle en Nehemia hulle, wat hulle terugkeer, wat daar van die volkse mense, van Israelse mense uit ballingskap terugkeer Jerusalem toe, om die tempel te herbou, die stad te herbou, en Daniël bly agter, waarskynlik omdat hy te oud is, hy kan nie saamgaan nie, en hy kan nog werk doen daarso in waar hy is, in Persië, en die koning, hy was mos nog maar daar in diens van die koning gewees, so hy kon nog werk doen daar en so meer, en dan sien hy hierdie visioen, omdat hy ook vra, soos wat ek en jy vandag vra, dat ek nou net dit ook sê, hy sien hierdie visioen, omdat hy vra, soos ek en jy vandag sal vra, wat gaan aan, wat gaan gebeur? Dit is normaal om nuuskierig te wees, dit is normaal om te wil weet wat gaan gebeur, ons wil graag weet, wat lê voor, hoekom, waarom, as dinge gebeur. En so kom Daniël en hy sê, Here, die volk, my mense trek nou terug Jerusalem toe. Hy mag gaan dit goed gaan weer met hulle. Sal hulle geseënd wees, sal hulle veilig wees. Wat gaan vorentoe met hulle gebeur? Hy's regtig bekommerd oor hulle en besorg oor hulle. En dan is daar die visioen wat hy dan sien, wat vir hom dinge wys, wat hom ook nog bekommerd maak, wat lyk asof daar binnekort weer moeilikheid gaan wees, asof die Israeliete weer gaan swaar kry, dit lyk net asof daar mense is, amper soos ons vir die kinders gesê het, wat sommer maar klippe in hulle pad wil rol, wat 'n hindernis is vir God se mense ensovoort, en hy gaan bid, en wat hy doen, en dis die eerste punt oor gebed, wat ek wil sê vandag oor, soeke na dit wat wysheid en dit wat God wil hê, of insig om te verstaan, om aan te hou bid ook, of met gebed besig te wees, is dat dit ook maar inspanning vra. Inspanning maak mense soms so moeg, dis harde werk, maar dit vra 'n bietjie dat ek en jy regtig net sal tyd spandeer, en met die Here besig sal wees, dat ons nie sal kits besig wees, of vinnig sal aanklop by die Here nie, maar dat ons in sy woord gaan bestudeer, voor hom sal besig wees, met erns, met oorgawe besig sal wees ook. Ons sien dit in die teks ook, die engel as hy na Daniël toe kom en sê, omdat jy jou ingespan het om te verstaan. Daarom moet ek en jy ook onsself inspan, ons moet van harte, van gees en verstand, met ons alles wat ons is, ons vir die Here gaan gee, voor die Here gaan neerlê, wanneer ons 'n gebed na die Here toe gaan baie keer, wanneer ons bekommerd is, of vra het, of dinge het wat ons nie verstaan, en moet ons regtig gaan en voor die Here gaan, en sê, Here, ek wil met erns na U toe gaan, ek dink as erns maak met gebed, sal ek dalk wil sê, as inspanning vir jou moeilike dinge, soos harde werk, dan wil ek sê, erns maak met gebed, regtig ernstig voor die Here kom, in opregtheid voor hom kom staan, met al ons verstand, en alles wat ons is, na die Here toe gaan, en sê, Here, ons wil regtig hoor, wat U vir ons sê, as U wil, en U wil die gordyn op 'n skreefie ooplig, of vir my net help, of my rustigheid gee, of wat ook al, dit kom doen. En ons sien, dit het Daniël gedoen. Hy was nie bereid om, dat 'n gebrek aan inspanning, en so meer, of sy eie wysheid om verhinder het nie. Hy het gegaan, en hy het hom toegewyd, vir 21 dae lank gewag. Hy het vir daai 3 weke lank, het hy nie sy lippe aan ons gaan nou weer daar ook weer verder gesels ook, hy het nie sy lippe aan lekker kos, en aan reukolie, en daai lekker dinge van die lewe, dit gaan nie daaroor dat hy gevas het, sê iemand ook, 'n kommentator nie, hy het net besluit, weet jy wat, terwyl ek so bekommerd is oor my volk, oor hierdie mense, hulle gaan nou terug huis toe, sal alles goed gaan, sal alles goed afloop vir hulle, hoe lyk dit vorentoe, hopelik sal dit vorentoe goed gaan vir hulle, miskien as iemand wat hier in sy einde van sy lewe is, soos 'n oupa wat besorg is oor sy kinders, sy kleinkinders, sit Daniël dalk as iemand wat nou al oud is en sê, maar ek is 'n leier van die volk, wat sê, ek is so besorg, ek hoop dit sal goed gaan met hulle, en dan kom vra hy het vir die Here, en so glo ek is dit met my en jou ook, ons kom na die Here toe, en ons sê, Here in ons land in Suid-Afrika, Here in ons kerke, Here in die wêreld, Here met my familie, met my vriende, en so meer, en dan kan ons met inspanning na die Here toe gaan, met werklike erns voor die Here gaan, en sê, Here, asseblief, kom na U toe, ek kan nie eet nie, ek kan nie drink nie, ek kan nie die lekker in die lewe geniet,
nie, want ek is so bekommerd. Ons gaan nou meer daaroor sê, want ek dink ons moet die hele tyd net bekommerd wees en mistroostig wees, maar ek hardloop nou 'n bietjie vooruit. Maar die eerste ene is inspanning vir gebed. Die tweede ene is dat Daniël ook geduld het. Hy wag op die Here. Ek en jy is baie keer so haastig. Ons gaan klop aan iemand se deur en dan as hy oopmaak, dan wil ons al klaar hulp hê. Ons val met die deur in die huis en ons trek weg. En as hy nie vinnig genoeg kan help, hy sê ons hoorie, maar baie dankie, maar los dit man, dan rol ons dan die volgende persoon toe. En dan gaan klop ons weer daar in die deur. En so wil ons met die Here ook maak. Die Here moet nou vir my help. Die Here moet nou 'n antwoord gee. Ek wil nou verstaan wat aangaan. Ons lees by hierdie teks in Daniël dat Daniël geduldig op die Here gewag het. Hy het gewag vir die Here. Hy was bereid om te wag. Al het dit tyd gevat, het hy geweet, iewers sal God kom met 'n antwoord. Nie noodwendig die antwoord wat Daniël wil hoor nie of wat ook al nie, maar iets gaan die Here vir hom kom sê. Al gaan hy antwoord net vir hom vertroosting gee, vrede bring, rustigheid bring, kalmte bring of hom versterk in sy geloof, maar die Here sal daai antwoord bring. En so moet ek en jy ook wanneer ons bid, met ons geduldig op die Here ook wag vir 'n antwoord. Ons moet weet dat hy op die regte tyd daai antwoord sal gee. En vir my is dit ook baie keer moeilik. Ek meen as ek nou baie keer vir die ouens nou toe ek hier gekom het en ek weet nou nie lekker hoe werk die reënpatrone en dan sê ek wanneer gaan dit reën? Dan sê hulle moenie worry nie, op die regte tyd sal dit reën. Wanneer is hierdie regte tyd? Wees net geduldig, God gaan en dan sien ons na 21 dae later. Dan kom die engel van die Here kom daar aan, die boodskapper en hy sê hy's opgehou, maar ek kom en hy kom gee 'n antwoord aan Daniël, wat geduldig gewag het, en dan 'n antwoord hoor. So ons moet met erns na die Here toe gaan as ons bid, in ons gebedslewe ook. Dis ook 'n saak van erns en van inspanning, van stil raak voor die Here, om te hoor, om te ervaar, om te beleef, om hom te leer ken. Die tweede ene sê ons moet ook geduldig wees wanneer ons 'n gebed na die Here toe gaan en in afwagting voor die Here wag. Die antwoord gaan nie so onmiddellik altyd kom nie. Dit kan 'n tydjie vat en ek en jy moet geduldig wag daarvoor. Derde ene sê ons moet 'n nederige verootmoediging na die Here toe gaan. Daniël 10 vers 2 tot 3 staan daar, in daardie tyd het ek Daniël 3 weke getreur. Luister wat staan hier, so uitgetreur. Ai, dit is my so treffend. Hierdie stuk het ek nou eendag gaan deurlees in voorbereiding weer en ek het verlang gekou en herkou en ek moet sê ek gekou en ek herkou nou nog in hierdie stukkie en hy het my nog steeds diep in my hart geraak en ek hoop dit raak jou ook diep in die hart. Hy het getreur. En ek vra vir myself af, tree ek en jy, treur ons regtig oor die omstandighede wat ons sien in die wêreld, in ons land, in mense se lewens, in terme van 'n hart wat aangedoen is. Daar's so 'n stukkie in die Bybel en waar Jesus ook na mense kyk en dan staan daar, as jy vanuit die Grieks uit daai stukke letterlik vertaal, hy het hulle jammer gekry, het hulle innig jammer gekry en so meer, dan sê dit eintlik sy hart het gesmeld. Smelt jou hart vir die seer en die gebrokenheid en die verwarring en al die dinge wat in die wêreld aangaan. Dit was Daniël se hart, dit was Jesus se hart. Is dit ook veronderstel om my en jou harte te wees nie? Dat ons sê, Here, ons is gebroken as ons sien wat gaan aan. En ons sien nie hartseer en die pyn in mense se lewens raak. Vir 3 weke lank het hy. Ons is nie almal Daniël nie. Ons treur nie almal op dieselfde manier nie. Maar dit wys weer van daai erns nie omgee. Ek sê nie met jou hele lewe mistroostig wees oor wat aangaan nie. In die lewe nie en hartseer wees nie. Maar ek dink ons moet ook in ons harte, wanneer ons voor die Here kom, regtig waar ook kan wys dat die pyn van die wêreld vir ons ook raak. Jesus sê dit ook. Hy sê die ongeregtige geseënd is die wat instaan of sien dat daar ongeregtigheid is. Nou, ek kan al daai teks haal ek nou nie lekker aan nie, ekskuus, maar julle weet waarvan ek praat. En ons kyk na ongeregtigheid en ons raak hartseer en half omgekrap en ons sê dit mag nie gebeur nie. En dis daai tipe dinge wat die Here wil hê ook in ons harte moet wees wanneer ons bid en voor hom kom. Here, dis droog. Here, mense raak siek. Here, die ekonomie lyk nie goed nie. Here, my kind gaan dit nie meer goed nie. Here, my vrou of my man gaan dit nie meer goed nie. Of wat ook al. Dat ons daai gevoel sal hê.
van regte hartseer wees en selfs ook oor ons eie tekortkominge en ons eie foute ook. Want ons gebeure, broers en susters, besef ek gaan baie keer oor my en oor myself. Dit gaan oor ek, dit gaan oor my behoeftes, solank my beker vol is, solank ek genoeg het. En ons moet dan regtig, dink ek net kan sê, Here, daar's ander wat nie het nie. Hoe kan ek maak en hoe kan ons doen sodat hulle kan hê? En as ek nie kan gee nie, Here, hoe gaan daar gegee word? Wat kan gebeur? Dis daai intree vir mense, en daai omgee, dis daai verootmoediging. Daniel eet nie lekker dinge nie, hy weerhou hom van lekker dinge, en lekker goed, reukolie en daai goed vir daai tydperk lank, weerhou hy hom. Jy hoef dit nie vir die res van jou lewe noodwendig te doen nie, jy hoef nie presies soos Daniel dit te doen nie, maar dit sê iets van die erns van verootmoediging. Hierdie gevoel, hierdie ding, hierdie manier van gebed, as jy gewonder het, wat beteken dit om jouself te verootmoedig? Dis verootmoediging. Dis verootmoediging. Nederig voor God kom en vir die Here sê, ons het nie al die antwoorde nie, maar gee net vir ons vrede. Help ons net 'n bietjie verstaan, of wys ons net wat, as ons nie weet nie, gee U vir ons die wysheid en die insig om te kan doen en te kan help en te kan voorsien. Daniel kry nie al die antwoorde nie. Ek dink baie van dit wat hy verder as jy gaan lees in die visioen sien is eintlik skrikwekkend. Die volk het nou vrede en dan sal weer iemand wat moeilikheid maak, want hulle weer vrede en dan sal weer iemand wat moeilikheid maak. Maar as jy mooi gaan lees in daai teks, dan sien jy dat God stuur sy engele. Hy stuur sy mense om te help. Hy voorsien en hy sorg vir hulle. En die belofte wat in Daniel ontvang word, eintlik wat ons in die Nuwe Testament kry van Jesus, wat sê dat ons wat in hom glo sal die ewige lewe hê, die ewige vrede hê, word ook vir Daniel gegee en vir God se kinders wat in hom vashou. En die Here sê, tot aan die einde, tot die tyd wat ek weer terugkom in die eindtyd, sal die wat in my vasgehou het gered word. Daniel moenie bekommerd wees nie. Die wat in my glo, die wat volle hart vashou aan my, wat aanhou glo in my, ten spyte van swaar kry, ten spyte van siektes, ten spyte van klippe wat in jou pad gegooi word, en wat dit ook al mag wees, hulle sal gered word, hulle sal die ewige rede kry. Jy hoef nie daaroor bekommerd, die ewige lewe kry, jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En dit bring vir Daniel geweldige vertroosting. Dit maak hom rustiger, dit maak hom sterker. As daai engel, daai boodskapper van die Here aan hom kom vat, dan raak hy sterker, hy kan weer opstaan, hy bewe, maar hy kan opstaan. So kom die Here ook, wanneer ons so met hierdie erns bid, en die Here kom na jou toe, en hy kom vat aan jou deur sy gees, hy stuur dalk iemand na jou toe om aan jou te kom vat, iemand wat jou bel, iemand wat vir jou 'n boodskap stuur, op watter wyse kom die Here, en hy kom sê, staan op my kind, jy wat my met jou hart lief het, want ek kom antwoord jou gebed. En jy ervaar God se vrede, God se genade, wat oor jou kom, in daai oomblik. Jy besef, alles is nou nie reg nie, soos daai prentjie wat ons vir die kinders gewys het. Dit lyk nog vaag, of ek sien dalk daai geel mannetjies, daar's iets, maar ek weet, daar is hoop. Ander kant hierdie de mekaar, ander kant hierdie dinge is daar altyd hoop, want God is ook hier by my. En dis wat gebed doen, wanneer ek en jy inspan in gebed, om God te hoor en te verstaan wat God wil sê. Wanneer ons met geduld na die Here luister, en wanneer ons nederig onsself verootmoedig, kom God en hy kom luister. Daarom sê ek, wil ek vanoggend weer vir jou kom sê, moenie ophou bid nie, moenie moeg raak nie, moenie ophou glo nie, moenie handdoek ingooi nie. God hoor, die antwoord gaan kom, die regte antwoord sal kom. Dit sal 'n antwoord wees wat jou sal troos en jou sal versterk. Dit is miskien nie die antwoord wat jy noodwendig gehoop het voor nie, dit kan ek nie vir jou waarborg nie. Maar dit sal 'n antwoord wees wat jou vertroos, jou versterk en jou nuwe krag sal gee en jou sal verseker van God se genade, God se liefde en God se teenwoordigheid in 'n de mekaar wêreld. Mag dit vir elkeen van ons troos gee, mag dit vir ons rustig maak. Gaan lees 'n bietjie Daniel, gaan lees die psalms, gaan lees iets in die Bybel, die Nuwe Testament net weer rustig deur. 'n Gedeelte, ek bedoel nou maar 'n stuk wat jy gemaklik voel en lekker voel. Gaan bid, gaan vat tyd. En wie weet,
dit waarvoor jy wag, dit waarvoor jy gesoek het, kom na jou toe. Die antwoord sal daar wees, en jy gaan besef, dis die moeite werd om aan te hou en te volhard in gebed, en die Here se hand vashou. Mag die Here vir jou daai vrede gee. Kom ons bid saam. Here, dit is soms vir ons so moeilik. Ons weet ons moet positief bly, ons hoor al die dinge, glo maar net sal mense vir ons sê, en so meer. Hou net vas. Here, maar ons kan nie vashou sonder U nie. Soms het ons ook soos Daniël iemand nodig wat vir ons kom versterk. Het ons die Heilige Gees nodig, het ons engele beteken maar net boodskappers van God ook, is mense wat in diens van God is, het ons engele nodig, 'n spesiale boodskapper, dit kan my familielid wees, dit kan 'n vriend wees, dit kan 'n kollega wees, dit kan my kind wees, dit kan my ma of my pa wees, 'n vreemdeling wat net my hand kom vat of my sê, staan op, glo en vertrou en weet dat God jou sien en na jou gebed hoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebed. Here, na daai teenwoordigheid, daai woorde vir ons kan versterk, sodat ons soos Daniël kan opstaan, al bewe ons, maar kan opstaan, en kan weet, alles sal reg wees, want ons is nooit sonder U nie, en U tree vir ons in. Dankie vir Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, dat ons die ewige lewe kan hê, en dat ons styf vashou in hierdie hoop, wat ons bely. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons dien die Here ook lekker saam, ons gaan lekker sing, afsluit met die Onse Vader, saam sing ook as gebed. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U reik kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir jou innerlike vrede gee, vir jou versterk en vir jou rustig maak, jou kop oplig, jou krag gee om vorentoe te gaan, en hoop en met hoop te lewe, met die wete dat God na jou luister. Moenie ophou bid nie. Amen.